kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by Dankie Pieter, baie dankie lofgroep. So van my kant af, ek klink 'n bietjie hard. Goeiemôre Delmas West familie. Dankie, iemand groet. Ok, kom ons probeer weer. Goeiemôre my familie. Hulle sê vir my daar in Ashton, in my gemeente daar in Ashton, sê hulle vir my, gaan jy alweer Delmas toe? My vrou kyk hulle so en sy glimlag, sy sê dis nie vir hom swaar nie. Dis my heerlik om met jou, Eswan, vir jou en Annabel, ek gaan nou iets sê oor, en ek hoop ek huil nie. Maar hy het vir my, ek moet sê, Eswan, dis baie goedkoper om hier gehelp, want hy sê, Maries, ek betaal, jy kom. Hy het alles betaal. Dis 'n klomp geld. Maar baie dankie, Eswan, dis heerlik om vandag saam met julle hier te wees, en mag die Here gee dat dit nie maar net iemand op 'n stadium is vir my skie wat vreeslik gehakkel het en sy begin sendingwerk het gedoen het in China of waar iewers. En die Bybelgenootskap het vir gesê, jy kan nie met jou hakkel kan jy nie. Jy kan dit nie doen nie. En sy betaal uit haar sak uit en sy koop 'n kaartjie en sy koop 'n Chinese Bybel en sy gaan. En die eerste keer toe sy optree daar, toe is daar duisende mense. En sy begin inhakelende en al stotterende, Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld gehad, begin sy in Chinees opsê. En dis al wat sy geleer het. En een nou staan op en hy sê, as jy met so gebrek, so ver gekom het, om vir ons dit te kom sê, dan moet dit die waarheid wees. So ek hoop, jy gaan vanmôre huis toe en jy sê, as iemand so ver moes kom, dat ek dit moes hoor, dan moet dit die waarheid wees. Here, my gebed is maar net dood eenvoudig vanmôre. Raak ons net aan. Raak ons net aan, want dis in U teenwoordigheid waar ons die krag kry, om ons passie en ons roeping te kan gaan uitleef. Dis in die stilte van ontmoetings, waar ons U ontdek. Daarom gaan dit nie oor iemand wat selfs eers preek nie, U kan bome en klippe gebruik om dit te sê. U het toevallig gekies om in mense te belê. U het mens geword, sodat ons ook mense kan wees, soos U. Help ons deur die Heilige Gees om vanmôre te verstaan wat U vir ons sê, en help ons in oomblikke soos hierdie, om U goedheid en U guns te beleef, sodat ons 'n verskil in 'n wêreld daar buitekant kan gaan maak, waar mense honger na U. Amen. Die boodskap van vanmôre is 'n boodskap wat in my hart gebore is, toe ons so 2-3 weke terug het ons Mighty Men gehad, so 5000 mense daar in Robertson. En die hoofspreker op die Sondag was Luandrey Pretorius, nie die cricketspeler nie. Luandrey Pretorius is ook daar van Mossel Bay, jong ou, en pastoor, en hy was die spreker. En toe hy nou begin, en die vrouens is die Sondag ook daar, en gesê die Mighty Men 2024, die Mighty Men 2025, was Robertson die grootste en die mooiste en die georganiseerde en die lekkerste. En hy is die spreker en hy praat die Sondag, en hy sê, hy begin om te sê, my lewe is 'n lewe op vliegtuie. En ek was nou in die afgelope tyd in hierdie land en daai land en hierdie land en daai kerk en die kerk en daai self, okay. So waaroor gaan dit? It's all about me en al die plekke waar ek was. En hoe belangrik ek is en hoe ek nou ewe skielik almal bedien, wat ook al.
En hy sê, maar dit het nie daar begin, het dit begin toe my pa ons op 14 gelos het, en ek en my ma en ons kinders niks gehad het nie, niemand nie. As in ons straat, as ons kinders skoene gehad het, iemand vir ons gegee. As ons kos gehad het, het iemand vir ons gegee. En ek weet as 14-jarige kind, hoe ek ook my pa gehaat het. En hulle sê, daar's 'n konferensie in Oudtshoorn, dis deur die Robinson Pas, dis so 'n klompie kilometers daarvandaan, en ek wil gaan, en niemand het in hulle kar vir my plek nie. En ek gaan na my jeugpastoor toe, en ek sê vir hom, pastoor, kan jy nie asseblief vir my nie plekkie kry nie, ek weet ek moet daar wees. Die pastoor sê, jong, hierdie ry saam met my, sorry, daar is nie vir jou plek nie. En hy sê, en hy loop weg, en hy kom terug, hy sê, pastoor, kan ek in jou kar se boot lê asseblief? En hy sê, is jy ernstig? Sê, ja. Hy sê, nou hy donker boot lê hy, en hy kan sy hand nie voor sy oë sien nie. En hy weet, dit is so donker, soos dit in sy lewe is. En daar in Oudtshoorn vind hy die Here, en hy sê, nou weet hy, nou kom die boot terug. Hy sê, en daar in die donkerte van die boot op pad terug van Oudtshoorn af Mosselbaai toe. Toe weet ek, Here wil hierdie ouetjie gebruik. En Ansie sit langs my en ek sê vir hom, Bokkie, dis mense wat God soek, wat hy op verhoë sit. En ek wil vandag vir jou as my vrou sê, ek is jammer, dat jy my nooit beleef het as iemand wat God so soek nie. Hierdie boodskap is daai dag gebore. Eksodus 33 vertel die verhaal vanaf vers 7, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Moses het 'n tent, 'n hele end weg van die laar af opgeslaan. Hy het die ontmoetingstent genoem, as iemand by die Here raad gesoek het, het hy na die ontmoetingstent buitekant die kamp gegaan. Wanneer Moses uit die kamp na die tent toe gegaan het, al die mense by die ingang van hulle tent te gaan staan. Hulle het vir Moses agterna gestaar, tot hy in die tent van ontmoeting ingegaan het. Die oomblik wanneer hy by die tent binne gegaan het, het die wolkkolom afgesak. Dit het oor die deur van die tent bly hang, terwyl die Here daar met Moses gepraat het. Wanneer die volk die wolkkolom oor die tent se deur sien hang het, het hulle opgestaan en by die ingang van hulle tente gekniel om die Here te aanbid. Vers 11. Binne in die tent het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die oë kyk. Wanneer Moses daarna weer na die kamp toe teruggegaan het, het Joshua die seun van Nun, wat hom gehelp het, daar agter gebly. Hy het nie van die tent af weggegaan nie. Waarom het Joshua met sy lewe 'n verskil gemaak? Ons tema vir vanmôre is hierdie geheim. En ek het vir Eswan gesê, toe ons die gesprek gehad het, Eswan, iewers in jy en Annabel se huis moet die 4 K's opgesit word. Sodat jy jouself altyd kan herinner, hier is die geheim. Moses rig 'n tent van ontmoeting op, sodat die mense met God kan gaan praat. Sien waar dit begin nie. Dit begin in hoofstuk 32, waar Moses op is om die wet te gaan ontvang, op die berg, in ontmoeting met God, en hy bly weg. Te lank. Die volk is agter, die volk sê vir mekaar, Moses is dood. Die God en die godsdiens wat Moses aan ons kom voorhou het, is weg. Nou vriende, die mens is 'n aanbiddingswese.
Ons word geskape om te aanbid, iets te aanbid. Ook mense wat sê ons is ateïste, aanbid hulle self. So kom ons maak vir ons 'n God, want ons wil aanbid. En dit was nie so vreemd nie, want ons kom uit Egipte, daar is baie gode, ons ken nie hierdie wêreld van gode, dis nie so bad nie, dalk is dit oukei. Bou vir ons 'n goue kalf. En dan maak hulle goue kalf en hulle hou 'n geloofsparty om die kalf. En die Here sê vir die Moses en die Lewiete, maak almal dood wat daar was. 3000 manne word doodgemaak. Volksmense, Godse mense, Godse volk uit Egipte doodgemaak. En dan eindig hoofstuk 32 se laaste vers daarmee dat God vir Moses hulle roep by mekaar roep, want Moses is weer op na die berg toe. Ons ken die verhaal waar God vir Moses sê, well done. Julle het nie julle broers, nie julle kinders, niemand oorgesien nie, julle het hulle doodgemaak. Well done. Luister, hoe skryf hy dit? Daar by die Here 'n groot ramp op die volk van Moses het toe vir die Lewiete gesê, julle het vandag julleself aan die Here toegewy. Julle het gedoen wat hy gesê het. Selfs al het dit beteken dat julle julle eie seuns en broers moes doodmaak. Die Here sal julle seën. En dan klim Moses op die berg en die Here sê vir Moses, baie dankie, julle is okay, ek trek nie meer met julle saam nie. Julle is op julle eie. Moses sê, ons gaan dit nie doen nie. En dan in die eerste 7 verse van hoofstuk 33 sê die Here, maar moenie, ek is nie met julle klaar nie, ek gaan julle straf. Nou sê vir my, as dit nou vanmôre 1000 jaar terug is en u is nou deel van die volk wat nou agterbly, gaan jy vir God bang wees? Ja. As Moses hy tent toe staan, dan sê hulle aan seker, hy gaan sterf. Dan stil met verwagting daar, te kyk of hy uitkom. Saam met Moses gaan Joshua. En hier kom die eerste kaal. So, wat is die geheim? Vriende, ons moet net so 'n bietjie tussen die lyne mooi lees. Want hier in hoofstuk 33 vanaf vers 7 sien ons iets van die rede waarom kinders van die Here in 2025 op hierdie hoeveelste dag in Oktober nie die oorvloed en die fantastisheid van verhouding met God beleef het. Weet jy waarom? Want gaan lees dit. Hierdie volk sit by hulle tente se ingang. Die ontmoetingsplek met God is daar, buitekant die laar. Hulle gaan nie so intoe nie. Hulle is gelowiges, hulle bid, hulle kniel. Maar die lewe van oorwinning is buitekant die laar. Is in die tent van ontmoeting. As jy God wil hoor, nie in jou tent nie, in die tent van ontmoeting. En kom ons sê dit vanmôre. Ons leef in 'n wêreld waarin Christen so mediocre geraak het, dat mense die geestelike diepte en ervaring van die vreugde van Christendom nie beleef nie. Weet jy waarom? Want hulle sit in hulle huise. Hulle gaan nie na die mighty mens toe, hulle gaan nie na die kerk toe nie, hulle gaan nie na die plekke toe, waarin dit iets kos om God te gaan soek nie. En dan word aan ons geestelike reuse en ons gaan verdome nie.
In die tent praat God met Moses, soos met vriende. Wat kuier. Mekaar in die oë kyk. So begin ek, voorverlede ek my preek dan eers en ek sê, die man het gisterand lekker gekuier. Heerlikheid. Die man het gekuier. Hoeveel julle gedrink? Ek het van ek woensdag gekom het, net gekuier. Ons het gister saam met Ezo en Annabel het ons gekuier. Vriende, ons het godsdiens, ons het verhouding met God so gekompliseerd gemaak, dat mense dit nie wil doen nie, en nie doen nie. Wat bedoel ek? As ek nou vanmôre hier stap en ek sê, kom ons praat almal van julle, kom 1 tot 1. Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Ek lees, ek weet nie wanneer laas ek Bybel gelees. Ek weet nie wat, ek bid nie eintlik so baie nie. Dis ook eintlik baie lank daar in die kerk. Toe die Here hierdie ding met my draai, toe snap ek as predikant na 42 jaar, my verhouding met God moet 'n kuier met God wees. Nie hoeveel Bybel ek lees en hoe lank ek bid nie. 'n kuier. Jesus kom doen dit. As Jesus met sy disippels kom, dan drink hulle wyn en hulle sit aan tafel en hulle kuier. Hulle kyk mekaar in die oë. En weet jy wat? Hulle het 'n verhouding met God. En dit sou uiteindelik, hierdie verhouding wat hulle het met God, sou hulle hele lewe verander, om hulle transformerend in 'n wêreld in te stuur, om 'n verskil te gaan maak. Waarom maak ek en jy, soos Loandrey Pretorius, nie 'n verskil nie? Want ons kuier nie met God nie. As jy vandag huis toe gaan en jy gaan aan die tafel, ervaar verhouding met God met die manier hoe ons kuier. Moses het met God gekuier. Joshua het langer gebly in die tent. Joshua het langer as Moses met God gekuier. En daarom het Joshua hierdie geestelike reus geword. Ver meer wonderwerke as Moses gedoen. Die mens wat uiteindelik sy volk in die beloofde land kon inlei, weet jy waarom? Want hy het geweet wat dit beteken om met God te kuier. Iewers in jou huis is gewoon 'n kaal vir kuier. Die tweede, hier is my geheim, is ook 'n kaal. En dit sien ons in Numeri 14 vers 7. In Numeri 14 vers 7 stuur Moses die verspieders uit na die beloofde land toe en hy sê, gaan kyk net gou 'n bietjie vir ons hoe lyk dit daar, en kom lewer julle verslag. 10 sê, is moeilikheid. En hulle organise om 'n nuwe komitee te stig om hulle terug te vat slawerny toe. Joshua en Aaron sê, no ways, julle kyk verkeerd, julle kyk verkeerd. Julle sien nie wat God doen nie. Julle sien nie dat die mense daar, ja, hulle is reuse, ja, ons oë is nie toe nie, vir die realiteite van die lewe nie. Ja, dis reuse wat daar, ja, mense sou nogal vir hulle kon bang wees, maar julle kyk verkeerd, want God het reeds die oorwinning daar gegee. So die tweede K van oorwinning, waarom Joshua in oorwinning leef, hy kyk anders as ander.
En as ek vanmôre hier by my familie in Delma staan en ek met my vriende wat hier is en ons loop 'n lang pad saam met mekaar, vriende, dan sê ek vir jou vanmôre, in hierdie tyd waarin ek en jy lewe, as kinders van die Here, sal ek en jy anders moet kyk as wat die wêreld kyk. Daar is nie 'n toekoms nie. En hierdie land is gone. My kind, immigreer asseblief net. Nie waar jy nie. Maar gaan net. Stefan Joubert sê, as ons in hierdie tyd in ons lewe wil oorleef, loop kinders van die Here agteruit vorentoe. En ek nou hard praat, sê, gelukkig het ek en jy nie meer baie lank om te loop nie. Hy sê, want as God met sy volk praat, dan sê hy vir hulle, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek is die God wat julle deur Egipte deur die Rooi See gelei. Ek is die God wat in die woestyn met julle was. Ek is die God wat nog altyd daar was. Don't worry about tomorrow. Hoekom? Want hy is die herder. Hy is die herder. En weet jy wat, ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede nie. Ek weet nie wat is dit wat jy vanmôre moet face nie. Wat jy vanmôre na vorentoe kyk. En dat jy vanmôre sê, daar is nie 'n toekoms vir my huwelik nie. Daar is nie 'n toekoms vir my besigheid nie. Daar is nie 'n toekoms vir my plaas nie. Daar is nie 'n toekoms vir my kinders nie. Daar is nie 'n toekoms nie. Draai om. Hy was nog altyd daar. Hy het my nog altyd deurgedra. Al is ons deur die dood van 'n pa, God was nog altyd daar. En wie hy dit toegedoen het, hy sal dit vorentoe ook doen. Ek trust hom. Ek maak my oë toe en ek loop agteruit vorentoe. Die twee K's, die kuier en die kyk reg, kyk terug. Dis nie die vers wat sê, hy wat omkyk en altyd terugkyk is nie waard om my disipel te wees. Dis nie dit nie. Dit wat praat oor geloof. Geloof stap vorentoe agteruit. En sê, hy sal daar wees. Ek trust hom. Die derde K. Die derde K kry ons Joshua 1. Ek moet dit eintlik vir julle lees, maar julle kan dit by die huis gaan lees. Joshua 1 vers 7 tot 9. Kom sê die Here, Joshua, jy gaan groter werke as Moses doen, omdat jy langer met my kuier, omdat jy reg gekyk het, en wat ook al. Joshua, jy moet jou kop reg kry. Die derde K's, kop. Kry jou kop reg. Die wet en die woord van God moet in jou gedagtes bly. Joshua, jy moet die hele tyd, dag en nag, moet dit in jou brein wees. Wat beteken dit vanmôre op hierdie 26, wat is vandag se datum? 26, 27, wat is dit? Help my. Ek het nog 2 maande en 5 dae oor, as ek klaar met die bediening. OK. Die woord van God moet in jou kop wees. Die beloftes van God moet in jou kop wees. Dit wat hy in my kind ingeplant het, om die toekoms, die profetiese goed wat hy vir ons gegee het, wat ons gedeel het met mekaar, daai goed moet in jou kop wees. Ons vul ons kop met soveel negatiewe en soveel wêreldse goed. Nee. Bedink die woorde dag en nag. Dit wat belangrik is vir jou om te onthou. Vriende, as jy jou Bybel vandag wegvat, wat 'n Bybelteks is in jou kop? Hulle kan my Bybel kom vat. Die woord is hier. Jou kop moet reg wees. Daarom sê Paulus vir die Romeine in Romeine 12 vers 2, laat God begin om jou lewe nuut te maak deur wat jou gedagtes reg te kry. Joshua het in die oorwinning gelewe, want die woord was in sy kop. Hy het gekuier.
Hy het reg gekyk en sy kop was reg. En die laaste, en ek sluit daarmee af. Jo, is lank nou gewees, né? Die laaste kaas, Josua 24 vers 15. Kies dan vandag wie jy wil dien. Ek in my huis. Ons kies die Here. Hoe oud was Josua toe hy dit gesê het? 101 jaar oud. Met nie nodig gehad om te sê nie. En toe ons die naweek van 26 September by Mighty Men sit, die Sondag toe sê ek vir ons die boekie, kyk vir my in die oë. Ek word 71. Ek het gekies dat ek en jy en ons kinders Here gaan nie. Opnuut. Joshua sê, as die res van julle dit nie wil doen nie, fine. Maar ek in my huis, ons gaan die Here dien. Iswan, Annabel, hierdie moet nie iets wees van iets verander nie. Vandag op hierdie dag is dit 'n keuse wat julle twee maak, sê Here, ons saam met Isabella, ons gaan die Here dien. Ons gaan die Here dien. Ek weet nie waar jy is vanmôre nie, maar die plek waar jy is, kom vra ek vanmôre vir jou, mag die boodskap in eenvoud van die 4 K's, soos dit met my lewe en jou lewe ook transformerend wees. Leer om asseblief met God te kuier. Leer om reg te kyk. Moenie dat jou oë al die ander goed raak sien. Vat jou oë weg van die goed wat jou van God af verwyder. Dink oor God reg. Dink aan hoe goed hy is. Dink aan sy genade. Dink daaraan dat hy is voorloper en hy sal vir jou op die regte pad bring. Hy sal sorg vir jou. En kies. Kies wie jy wil dien. Maak nie saak wat ander doen nie. Maar jy en jou familie, wat vanmôre hier sit, miskien vir die eerste keer in 'n kerk, miskien vir lanklaas in 'n kerk gewees. Ons kies om die Here te dien. Amen. Here, baie dankie. Dankie dat U ons nog nooit verwerp het nie. Baie keer het so gevoel, was tye wanneer ons gewonder het, daar's tye wanneer ons vorentoe gekyk het en gesê het, weet nie meer nie, is nie so lekker nie. Die wêreld kyk saam met my en hulle sê ook, jy sien reg, dis nie lekker nie. Maar U sê, kyk anders my kind, sien die oorwinning. My kind, as jy swaar kry, hou die woord van God in jou kop, in jou gedagtes. Leef daarmee saam. En my kind, dan maak jy 'n keuse. 'n Keuse wat jy uitspreek. 'n Keuse wat ander mense hoor. 'n Keuse wat ander mense ook sien. Ons gaan die Here dien. Here, God, my Vader. Ek wil vanmôre vir U kom sê, ek sal nie langer in my huis bly sit nie. Ek sal nie langer kyk hoe ander mense geestelik groei nie. Ek sal nie kyk hoe ander mense se gesigte blink as hulle in die ontmoeting was en myne nie. Ek wil leef naby aan U.
Dankie, Here. Amen. Marius, dit is eintlik so wonderlik om dit te kan weet, neem. Met daai 4 K's leef ons in oorwinning. 'n Oorwinning wat reeds behaal is. 'n Oorwinning oor 'n ewige dood. En dat ons weet ons aanbid 'n lewende koning, 'n lewende Here, wat die hele tyd by ons is. So, ek dink ons kan staan en ons kan hierdie lied saam sing, is die oorwinningslied. So ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die Allerhoogste wat beliefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste wat vir altyd sal bestaan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas pasuine, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord, van in ons bloed, van sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Ek glo dat Jesus Christus weer sy bruid aan kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al daar die feestelike hemelbruilofsmaal en die tafel met ons bruilofsmaal. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Wat sê die kind vir my se naam? Waar is hy wat blind is? Waar is hy wat blind is? Waar is hy? Hier is hy, ek het nie gesoek. Wat is sy naam? Renier, ek het jou naam vergeet. Jy kan jou walking stick maar weggooi hoor. Want ons loop nou agteruit. As mense julle vra en dan vra waar is julle vanmôre, as ons was in die kerk en nee, dan ons is snaakse dominee daar gekry. En die dominee het so wragtig daai erediens afgesluit om te sê, ek gaan julle nie seën nie. Julle gaan nie vanmôre geseën wees. Want julle is klaar geseën.
Amen. Waarom? Jy was vanmôre in die tent van ontmoeting. Dan wil jy daai kleerling in die Kaap sê, jy's daar 'n bietjie in die donkerte, jy shine te veel. So, sê net vir jou langs jou, jy's geseënd, nou moet jou gesig blink daar buitekant. Sê dit vir mekaar, jou gesig moet blink. Jy's geseënd, hè? En sê dan vir mekaar, vriende, by Mighty mense nou die ons vorentoe geroep het en sê, as jy vanmôre hier is en jy sê, ek en my gesin wil die Here dien, staan op en kom sê dit. Ons gaan dit nie doen nie. Daar waar jy staan, sê vir jou familie om jou dat iemand dit kan hoor. Ons was in die kerk. En het maak so vir 101 hoeveel jaar ons oud is nie. Ons gaan die Here dien. Amen. Sê dit hardop vir mekaar. Mag die Here julle seën om regtig so te lewe dat jou lewe die bewys is dat hy lewe. Amen. Amen. Ek sien in my gees die glorie